Goeiemôre geliefde luisteraar. Hierdie week kuier ek bietjie saam met u en my boodskapie vir vanoggend titel ek dan aan wie behoort jou hart? Aan wie is jou hart verknog? Ons lees dan uit Spreuke 21 vers 1. Begin met hierdie versie, is een van die versies wat my na aan die hart lê. Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Kan jy ook sê dat jou hart behoort aan die Here vanoggend en hy lei dit waarheen hy wil? Met ander woorde, jy lewe God se plan vir jou lewe, of is die weg waarop jy wandel net reg in jou eie oë? Die woord sê dat daar 'n weg is wat vir die mense reg gelyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. En dit is nie die dood van die liggaam nie, o nee, maar die ewige dood verwyderd vir altyd uit God se teenwoordigheid. Ek kan met opregtheid vanmôre bely dat my hart is in die hand van die Here soos waterstrome vir nou bykans 40 jaar. En hy lei dit waarheen hy wil. As jy nog nie jou hart en lewe aan die Here oorgegee het nie, behoort jou hart nog aan jouself om jou lewe te lei net soos jy wil. En hierdie weg sal vir jou eindig in die dood. Luister asseblief na die volgende inspirerende verhaal van 'n ene Henry wat albei sy seuns in die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Hy was naby aan 'n senuwee-ineenstorting toe sy dokter voorstel dat hy vir 'n ruk weggaan en by die see moet gaan rus. Daar het hy met 'n klein seentjie bevriend geraak. Een aand terwyl hulle stap, merk die seentjie op dat daar wit vlaggies met sterre op in die vensters van sommige van die huise hang. Henry het verduidelik, dit beteken dat in elke huis waar daar 'n vlag is, daardie gesin 'n seun het wat oorlog toegestuur is. Maar, sê die seun, sommige van die sterre is silwer en sommige is goud. Henry antwoord, waar daar 'n silwerster is, beteken dit dat die seun veilig huis toe gekom het, maar waar daar 'n goue ster is, beteken dit dat die seun in die oorlog gesneuwel het. Die nag het oor hulle begin toesak. Die seentjie het opgekyk na die eerste aandster en gesê, daar is 'n ster in God se hemel, en dis 'n goue ster. Beteken dit dat God sy seun oorlog toegestuur het? Henry het met 'n kraak in sy stem gesê, ja, my kind, dit beteken dat God sy kind na die oorlog toegestuur het, die grootste oorlog wat nog ooit geveg is vir die mensdom. En ja, die ster is goud, want God se seun het in hierdie oorlog gesterwe vir die hele wêreld. Hierdie belofte is reeds deur God in die tuin van Eden gemaak. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel. Jesus het die kop van Satan vermorsel, toe hy 'n wrede kruisdood gesterf het in ons plek. Romeine 8:32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Kolossense 2:14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ons kan dus met blydskap weet, Jesus het nie net gesterf om die sonde en dood vir ons te oorwin nie. Hy het vir ons gesterf en opgestaan, sodat ons gered kan word van sonde en van die ewige oordeel. 2 Tessalonisense 1:8 stel Paulus die ewige oordeel baie duidelik, kom ons kyk daarna.
in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hierdie realiteit ontken baie mense in vandag se lewe. Ore word gestreel en die waarheid word net onder die mat ingevee, maar ontkenning verander nie die waarheid van God se woord, wat in alle ewigheid sal vasstaan nie. As jy nog nie gehoor gegee het aan die woord van redding, deur Jesus Christus, wat jou wil verlos uit alle sondemag nie, is dit vandag jou dag om na die Here te roep vir genade, sodat jy redding deur die bloed van Jesus, wat vir jou sondes gevloei het, kan ontvang. Jesaja sê die volgende, Jesaja 1:18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Hier kom 'n uitnodiging aan u, deur die profeet Jesaja, en die Here sê vanmôre vir u, as u nog nie gered is, verlos en bevry is uit die sondemag, uit die dood lewendig geword het, opgestaan het in 'n nuwe lewe in Christus nie, dan is dit tyd om jou saak met die Here uit te maak. Hy sê hier, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle wederstrewig is en weier, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Wat sê Lukas in Handelinge 3:19 vir ons? Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sonde uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. As jy nie tot inkeer kom en jou bekeer van jou sondige weë nie, sal jy sekerlik nie die koninkryk van God sien of deel daarvan wees nie. En dit kry ons in Johannes, waar Jesus met Nikodemus praat, en Nikodemus wil weet, hoe kan hy die koninkryk beerwe? Gaan lees dit maar self hier in die begin van Johannes, en hoe die Here dan vir hom sê, hy wat nie wedergebore word uit water en gees nie, sal die koninkryk van God nie sien nie. Maar geliefde mensekind, maak nie saak hoe diep jy weggesink het in sonde nie. God se liefde is steeds daar vir jou. God se liefde vir die mensdom is juis geopenbaar toe sy seun aan die kruis vasgespijker is. In jou plek het hy daar gelei en gesterwe. God het sy seun vir die mensdom gegee, sodat almal wat wil gered kan word van die ewige oordeel, wat wag vir die mense wat nie gehoorsaam is aan die stem van sy woord nie. Jy mag dalk vra, maar waarom het ek redding nodig? Jy verstaan dalk nie waar sonde sy oorsprong gehad het nie, en hoe God daarmee gedeel het nie. Kom ons begin dan by die begin, in die tuin van Eden, Genesis 2:16. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hierdie was met ander woorde nie fisies nie, maar hulle het gesterwe, geestelik het hulle gesterf, is hulle verwyder van die Here. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is,
en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak om dan hulle naaktheid te bedek. Nou is hulle kennis nie net meer beperk tot goeie dinge nie, want deur te eet van die verbode vrug het hulle ook oopgemaak vir die kwaad wat deur die Satan werk, want hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Deur ongehoorsaamheid aan God sterf hulle geestelik en die hele wêreld wat nog sou kom, val saam met hulle in sonde, omdat hulle gehoor gegee het aan die misleiding van Satan en aan sy woord gehoorsaam was. Hulle vriendskap met God lydde skade en hulle verloor alles. Alles waarmee God hulle geseën het in die tuin van Eden. Genesis 3. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Sou Adam en Eva dan van hierdie boom eet, omdat dit die boom is wat vir hulle ewig sou laat lewe, sou hulle vir altyd in hulle sonde verlore gewees het. Maar God deur sy groote genade dryf hulle dan uit die tuin van Eden, die plek wat hy vir hulle voorberei het om in oorwinning te lewe, en hy stel gerubs dan voor die tuin om hierdie boom te bewaak, sodat hulle nie daarvan sou eet nie. Maar God deur sy genade het verklaar dat hy 'n plan gereed gehad het om die mensdom uit sonde en ongeregtigheid te lei deur die kruisdood van sy seun Jesus Christus. Romeine 5:6 sê die volgende: want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ek en u nog sondaars was. Jesaja 53:11 sê, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Geliefde mensekind, Jesus het klaar jou skuld aan die kruis gedra. Jou sondelas het hy daar aan die kruis vir jou mee gedeel. Jou sonde in Christus is vergewe as jy net wil kom kniel by die kruis en wil erken dan dat jy die Here nodig het en dat hy jou enigste verlosser is, want sien die mens kan hom nie self red nie, en daar's geen ander manier waardeur die mens gered kan word as deur Jesus Christus, die Seun van God nie. Maar kom ons kyk wat staan in 1 Korintiërs 15 vers 45. So is daar ook geskrywe: die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser, maak hy ons lewendig deur sy gees wat in ons kom woning maak. Want ons word dan mos 'n tempel van die Here. Dit word so mooi beskryf in Efesiërs 2. Gaan lees hierdie hoofstuk gerus self heeltemal deur. En julle het hy lewendig gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerstes van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid,
het ons deur sy groote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewendig gemaak, saam met Christus. Uit genade is ons gered. Onthou, nie deur werke nie, sodat niemand mag roem nie. En ons is saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Redding is dus noodsaaklik vir elke mens wat ooit op hierdie aarde gebore is. Daarsonder sal hulle nie die koninkryk van God kan sien nie. As jy enige iets anders glo, is dit 'n leuen van Satan waarin jy vasgevang is, en jy moet vandag nog daarvan loskom, deur die woord van God te glo en aan te neem as jou eie. Lukas sê in Handelinge 4:12, en die saligheid is ook in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Nee, ek het reeds dit aan u genoem, niemand anders behalwe die Seun van God, Jesus Christus, het die prys vir ons sondelas ten volle betaal, sodat die mensdom deur Jesus Christus gered kan word, tot versoening met ons hemelse Vader. Wanneer ons Jesus Christus dan aangeneem het, en aanvaar het as ons persoonlike saligmaker en verlosser, is ons ook in 'n vriendskapsverhouding met hom betrokke. Job 22 vers 21 sê dit so mooi, gaan soek dit self op in die woord. Job 22 vers 21, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou pad kom. Neem tog uit sy mond onderrig aan, en lê sy woorde weg in jou hart. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word. As jy die onreg verwyder uit jou tent, of dan uit jou hart, deur belydenis van sonde, was die Here ons van alle ongeregtigheid. Jesus is dus die enigste weg, die waarheid en die lewe wat na God lei. Hy is ook die deur waardeur ons die ewige lewe vind. Johannes 10:9. Ek is die deur, verklaar Jesus. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek, sê Jesus, is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Jesus is dus nie net die deur waardeur ons tot die Vader gaan om gered te word nie, maar hy is ook die weg wat ons daagliks moet bewandel. Eendag toe ek na Radio Kansel gesit en luister het, het 'n prediker dit soos volg verduidelik, en dit was vir my 'n wonderlike openbaring. Ons weet wat die wil van God is vir die hele mensdom, reg? Dat almal gered moet word en nie een skapie verlore moet gaan nie. As jy voor 'n oop deur staan, onthou Jesus is die deur waardeur jy ingang vind na die Vader. Sien nou in jou verbeelding dat bokant hierdie deur geroep staan. God roep die hele wêreld om deur sy seun gered te word van alle sondes. Dit het ons nou al klaar uitgeklaar deur die woord. As jy dan gehoor gee aan die Here se uitnodiging, soos Jesaja en ook Lukas jou uitgenooi het, deur jou te bekeer van die sondigmag wat jou gevange hou en jy het opregte berou, maak jy die deur van jou hart vir die Here oop, sodat hy in jou lewe kan inkom. Sodoende word jy gered van jou ou lewe en God skenk jou 'n nuwe lewe, gewederbaar deur sy Gees. Dan het die ou dinge verbygegaan. Al jou sonde word vergewe deur die bloed van die lam, word jy dan skoon gewas, 'n nuwe mens, vervul met die Heilige Gees, in 'n koninkryk
wat nooit tot niets sal gaan nie. Uit die duisternis het God jou geroep en nou staan jy in die lig van Jesus Christus. As jy dan omkyk nadat jy deur die deur gestap het, sal jy bokant die deur sien uitverkies. Dis nie net sekere mense wat uitverkies is om gered te word nie. Hieroor is al baie gewonder en baie mense verstaan dit nie reg nie en dink dat God hulle nie liefhet nie en al doen hulle wat ook al glo hulle, kan hulle nie gered word nie, want hulle is dan nou nie deur God uitverkies nie. In die Ou Testament het God wel die volk Israel uitverkies om vir hom 'n volk op hierdie aarde te wees, deur wie die Messias sou kom, Jesus Christus. Maar met die koms van Jesus na die aarde toe, word hy die offer wat God vir die hele wêreld sou bring. Want so lief het God die hele wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die hele wêreld deur hom gered kan word. Met ander woorde, almal wat wil, kan gered word. Of jy Jood of Griek is, of jy 'n slaaf of 'n vryman is. God het ook nie net vir 'n sekere velkleur gesterf nie. Jesus het sy lewe afgelê vir siele, vir alle mense, nie net vir 'n sekere volkgroep nie. So, God kan jou nie kies as jy nie eers op sy roepstem antwoord nie. Hoor jy hom, mensekind? Hy roep jou vandag om deur sy seun redding te ontvang van jou sondelas. Hy wil jou red, maar as jy hom nie in jou lewe innooi nie, kan hy jou nie red nie, geliefde mens. God het sy beste vir jou gegee, sy enigste seun het hy gestuur, sodat die hele wêreld deur hom gered kan word, wat jou insluit, as jy nog nie jou hartsteer vir hom oopgemaak het nie. Die keuse is nou in jou hande. Vanoggend gee God jou 'n kans om 'n besluit te neem om vir ewig saam met hom in heerlikheid te lewe. Jy het 'n keuse om te maak tussen lewe en dood. Wat kies jy? Hierdie keuse sal jou hele lewe vorentoe beïnvloed. Ek onthou nog die dag toe ek die Here Jesus Christus aangeneem het, soos ek gesê het, bykans 40 jaar gelede. En nog nie een dag het ek omgekyk na wat agter my gelê het nie. God het my nog nooit ooit teleurgestel nie. By hom voel ek myself veilig en beskik, en Christus is vir my die lewe, en die sterwe sal eendag net vir my wins wees. Luisteraar, jy kan nie bekostig om eendag meer sonder God te lewe nie. As jy dink dat jou dade jou kan red, of dat mense jou dalk gaan help, of tradisies wat jou hou jou gaan regverdig voor God, glo jy 'n leuen. Ons almal kan net deur een persoon tot God gaan. Neem Jesus Christus vanoggend aan, en hy sal jou red van sonde en van die ewige oordeel wat verseker sal kom oor die hele mensdom. As jy vanoggend jou hart vir die Here wil gee, sodat hy jou kan lei in die hele volle waarheid van sy woord, bid dan vanoggend die volgende gebed saam met my, en daarna moet jy die Here vra om jou verder te lei, sodat jy deel kan word van die liggaam van Christus op hierdie aarde. Mag jy oorvloedige seën ontvang uit ons Vader se hand. En as jy nou 'n besluit geneem het, om nie net jou hart nie, maar ook jou hele lewe aan die Here toe te vertrou, sien hoe jy vanoggend jouself verlaat op die Here God deur sy seun. Sien hoe jy vanoggend jou hand in sy hand sit en bid agter my aan die volgende gebed, maar jy moet opreg wees. Volkome berou bring redding. Here Jesus, ek het U nodig. Dankie dat U aan die kruis vir my sonde gesterf het.
Ek besef dat ek 'n verlore sondaar is en het opregte berou oor al my sonde wat ek tot nou toe gepleeg het. Ek kom pleit by U vir genade en vergifnis van al my sonde. Ek draai weg van alles wat verkeerd is en neem U aan as my persoonlike verlosser en redder. Vergewe asseblief al my sonde en neem my aan as U kind. Ek bely met my mond en glo in my hart dat Jesus Christus U seun is, wat aan die kruis op Golgotha gesterf het vir al my sondes, sodat ek die ewige lewe in U hemelse koninkryk mag hê. Ek maak nou die deur van my hart oop en ek nooi U in as my redder en my Here. Dankie dat U in my lewe kom en my help om voortaan tot U eer alleen te lewe. Amen. Ek wil dan net Psalm 54 vers 4 vir U voorhou. Dis 'n pragtige skrifversie. Ek lees dit in Engels. The Lord God become my divine helper. He leans into my heart and lay His hands upon me. Lord, I will offer myself freely, and everything I am, I give to You. I will worship and praise Your name, O Lord, for it is precious to me. Through You I'm saved and rescued from every trouble. I've seen with my eyes the defeat of my enemies. I triumph over them all. Amen. Geliefde, as U weer wil luister na my boodskapies, gaan sit net my naam Loretta Vosloo in YouTube en al die boodskapietjies is daar beskikbaar. U moet verder 'n wonderlike geseënde dag hê.